Goeiemiddag of goeienaand. En baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand stel ons die vraag: het Afrikaners Nederlandse burgerskap nodig? Nou, dit is nou alles na aanleiding van hierdie hele debat wat oor die afgelope week of 10 dae gewoed het, nadat daar 'n petisie teen die vlugtelingstatus aan Afrikaners van die FSA deur Piet Kroukamp, Max de Pre en ander uitgevaardig is. En tot dusver is nie veel mense dit onderteken nie. Jy gaan nou sien, hier is nou nog 'n petisie, my petisie waarvan ek gepraat het in my vorige video. Ek het hom sommer ook so op 'n Google vorm geplaas, want ek het 'n bietjie gesukkel met 'n paar tegniese goed by my webblad, en dit wou nie heeltemal werk soos dit moes nie, en toe het ek sommer op hierdie Google bladsy gesien, die skakel is hier onder in die beskrywing, jy kan gaan klik daar en die petisie lees, en besluit of jy dit wil onderteken of nie. En daar praat ek van, ek gee al die redes hoekom ek dink ons steun of dan vrye toegang tot die westerse wêreld behoort te hê. Ek het 'n hele paar redes daar wat ek noem. Ek sal nou vir julle die aanhef van die petisie ook wys. Intussen wil ek jy ook net herinner om gerus weer na ons boeke te kyk, hieronder hierdie video waar jy op enige van die boeke kan klik, en daar's ook so 'n pyltjie na regs, waar dalk gaan daar nog een wees wat jy nie dadelik raak sien nie, wat jy daar kan gaan bekyk. En ja, koop gerus 'n boek nou en aanloop tot Kersfees. Jy kan dit as 'n geskenk aan iemand kry of gee, of as 'n geskenk vir jouself beskou. Maar nou ja, terug by ons, maar die petisie, nou voor ek by die petisie kom, ek het nou intussen vandag op Netwerk 24 'n artikel, 'n repliek aan Max de Pre geskryf van omtrent 2000 woorde. Ek sal dit nou vir die sommer net so vinnig wys, dat ek nou net gou kyk. Hierso is dit. Daar staan, wel, Trump-trein is ons enigste trein, Max. Dis my opskrif. En dan het ek hier 'n lang stuk daar, en hulle het dit pragtig geïllustreer ook met foto's van Karl Marx en Stalin en alles dinge waarna ek verwys. Ek sal dit seker binne die volgende dag of 2, ek is net so besig met allerlei goeters, en ek gaan nou so vir 'n paar dae weg ook, maar ek sal dit so binne die volgende dag of 2 ook op my persoonlike webblad danrood.com laai, die teks daarvan, ek kan jy dit lees as jy ingeteken is op Netwerk 24, kan jy dit gerus daar onder menings op hulle blad gaan lees. En ja, ek ransel Max en Piet Kroukamp taamlik af in my artikel. Daar's 'n hele paar sarkastiese dinge wat ek oor Piet Kroukamp te sê het, wat jy dalk mag geniet. Nou terug na ons idee van 'n petisie toe. Ek sal gou vir hierdie is nie die begin daarvan. Daar's nou, dit gaan nog, dit is ook so 500-600 woorde of wat ook al. En hier is nou net die aanvanklike begin, Afrikaner petisie oor vlugtelingstatus en visumvrye toegang. Sedert president Donald Trump van Amerika deur sy uitvoerende bevel van 7 Februarie 2025 vlugtelingstatus aan Afrikaners verleen het, het dit tot grootskaalse debat aanleiding gegee, sowel in Suid-Afrika as internasionaal. Onder andere het die ANC bewind van Suid-Afrika ontken dat daar enige omstandighede in die land bestaan wat aan die wetlike vereistes vir vlugtelingstatus voldoen. Hiermee wil ons, die ondergetekenes, bevestig dat ons wel slagoffers is van sistemiese geweld, diskriminasie en afrosentriese ideologie, wat ons tot vreemdelinge in ons eie land verklaar het. Daarom verwelkom ons enige pogings van ander state om aan ons mense 'n heenkome te bied, of ten minste vrye toegang as besoekers vir reis, sake of studiedoeleindes te verskaf. In die lig van die 140 rassewette wat teen ons as minderheid van Europese afkoms gemik is,
versoek ons daarom dat alle korttermyn visumvereistes vir Afrikaners geskraap word en dat ons vrylik na die Verenigde State en die EU-lande mag reis, ten einde opvoedkundige, ekonomiese en kulturele bande met ons lande van herkoms te mag ontwikkel in die belang van ons eie oorlewing. Nou, jy sal sien, ek gaan nou nog aan gee ander redes en aan die einde lewer ek ook hierdie pleidooi dat eintlik die Nederlanders moet vir ons burgerskap gee. Kyk, ons kan ons dubbele burgerskap hê, ons kan Suid-Afrikaanse burgerskap hê en ons kan Nederlandse burgerskap hê. Hoekom nie? Want ek weet nie of jy daarvan bewus is nie, maar ek noem dit ook so aan die einde van hierdie petisie. As jy kyk, die Jode in Suid-Afrika is meestal van Litouwe afkomstig. En nou, sedert Litouwe nou onafhanklik geword het van die Sowjetunie, daar so in die vroeë 90er jare, het hulle 'n wet daar gemaak, dat as jy as jou voorouers van Litouwe afkomstig is, sê nou maar jou oupa of oupa grootjie of wat ook al, wat 'n Litouse Jood was, en hy het nou van daar af hiernatoe geïmigreer, dan kan, en solank jy kan bewys, min of meer met dokumentasie, sy geboortesertifikaat of wat ook al, dan kan jy Litouse burgerskap kry. Nou, Litouwe is een van die EU 28 lande. Dit beteken jy kan in enige EU land gaan woon. Jy kan ook soort van SASSA daar kry. Jy weet, gewoonlik die SASSA in Europa is iewers tussen, jy weet, sê nou maar 25 en 40.000 rand, wat ook al per maand, as jy nou nie 'n ander inkomste het nie. En ja, jy kan vrylik reis en bly waar jy wil, en maak wat jy wil, handel dryf waar jy wil. En dis nou vir mense hierso, vir die Jode in Suid-Afrika, wie se voorouers van daar af gekom het. Nou, behoort ons nie op dieselfde geregtig te wees vanuit Nederland nie, want soos ek daar in die petisie noem later, hier sal die skakel hieronder vind. Kyk, die ANC en al hierdie marxistiese geskiedkundiges en kommentators in ons land, wat nou heeltemal so half oorgeneem het, hulle sê dat die Nederlanders het Jan van Riebeeck het onwettig hiernatoe gekom in 1652. Ek dink hulle beweer die land het toe al aan die ANC behoort, ek weet nie presies hoe die vurk in die hef steek nie, maar hulle beweer dat ons het glad nie hier gehoord nie. En dan is dit mos nou nie, dit was Nederland wat daardie onding begaan het, om vir Jan van Riebeeck hiernatoe te stuur. Dus Nederland is vandag verantwoordelik om hierdie probleem op te los. En ek sê ook natuurlik, ja, ek het laas gesê dat ons is 'n probleem wat opgelos moet word. Ek sê dit in hierdie artikel van my, in Trump-trein is ons enigste trein Max, wat ek daar geskryf het, ons kan hom gaan net weer op die skerm vertoon. Ja, Trump-trein is ons enigste trein Max. Dis wat ek aan die einde daar sê, ons is 'n probleem, net soos die Palestynë 'n probleem is, wat opgelos moet word. Of Trump moet dit oplos, of iemand anders moet dit oplos, want lyk my nie die politici in hierdie land, saam met hulle ANC, waarmee hulle nou daar in die parlement sit, hulle gaan dit nie vir ons oplos nie. Daar's net te veel probleme oor onderwys en taal en kultuur en grondgryp en alles wat daarmee saamhang. Jy weet, ons sal moet een of ander oplossing in hierdie land kry, of daar moet, jy weet, Oranje, of 'n baie groter ene met daar kom, of dan moet ons maar nou terug gaan Europa toe, as dit nou so is, dat daar nooit blankes in Suid-Afrika mens gewees het, of Nederlanders of Afrikaners nie, dan moet ons maar sien toe teruggaan, en ek dink, maar die eerste stap moet wees dat ons nie hierdie verskriklike visums en dinge nodig het, wat jy nou, net as jy vir 'n week, as 'n toerist toe wil gaan, dan moet jy so 'n lang ding invul, en met jou bankbesonderhede, jy met jou bankstate inhandig, als ek goed, jy moet nog betaal daarvoor, en alles. Nee, ons wil nie meer dit hê nie. Al hierdie, die sogenaamde beskaafde lande, jy weet die westerse lande, Australië, Nieu-Seeland, EU, VSA en Kanada, hulle kan rondreis tussen mekaar net soos hulle wil. Jy het nie 'n visum nodig of niks nie. Jy kom net daar aan met jou paspoort en hulle stempel hom by die lughawe en jy gaan in. Ons wil in daai posisie
geplaas word, nommer 1. Maar Nederland het ook 'n ander verantwoordelikheid, in die sin dat hulle was een van die lande wat in die verlede die ergste die ANC ondersteun het en befonds het en jy weet hulle terreur in ons land ook aangehelp het, bestendig het en ook geld, hulle het geld geskenk daarvoor en wel hierdie, ek noem dit ook in my artikel in my repliek op Max de Pre hier so in 1924, ek noem vir Helene Pastoors ook. Sy is in Nederland gebore en sy het die Kerkstraat bom vervoer. Jy weet, het was iewers na 'n kattebak of iets. Wat sy dit Pretoria toe aangery het. So, ek dink Nederland het 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor ons en hulle moet saam met die FSA en ander lande, ook in die EU, met hulle hierdie probleem oplos. Of ons hoort hier en dan gaan daar regtig goed na ons gekyk word en daar gaan glad geen diskriminasie wees nie en ons wil autonomie hê. Of ja, dan moet ons maar almal op 'n vliegtuig klim en terug gaan Europa toe. En kyk, ek het nie illusies oor Europa nie, ek het self daar gewoon, dis verskriklik bureaukraties. Die weer is nie baie goed nie, alhoewel in die suide, Portugal, daai tipe plekke, selfs suide van Frankryk, is die weer eintlik baie soos hier. En daar's pragtige plekke daar en kultuur en mooi geboue en dorpies en wat ook al. En dis nie so gevaarlik soos hier nie. En op die oomblik is daar natuurlik 'n gevaar van 'n kernoorlog met Rusland. So ons is nie so haastig om terug te gaan oor Europa toe nie. Ek dink hulle moet nou eers hierdie oorlog met Rusland en Oekraïne en alles moet hulle nou eers klaar veg of klaar oplos. En daarna dink ek kan die EU dalk weer taamlik aantreklik begin lyk. En ja, ek dink dat op 'n stadium, kyk onder Verwoerd, het ons eintlik ons eie ryk gehad in Suider-Afrika. Ek het dit al voorheen verduidelik, dat hier was Suid-Afrika en Suidwes, wat eintlik een entiteit was, want ons het Suidwes omtrent soos 'n 5de provinsie, dit is nou wel 'n mandaatgebied of iets, maar ons het dit as 'n 5de provinsie geadministreer, en dis hoekom Suidwes so 'n wonderlike land geword het. Want ons het soveel geld daarin gesit, en infrastruktuur, en wat ook al, maar ons het hierdie ongelooflike stuk aarde gehad, die hele Suid-Afrika, plus nog Suidwes. Jy weet, dit was 'n ongelooflike, dit was 'n hele ryk wat ons hier gehad het. En natuurlik, daar was die 2 Portugese kolonies, en Rhodesië, ons het ook, Rhodesië was ook baie afhanklik van ons, en dit was 'n vriendelike staat geweest, dis het ons 'n hele, jy weet, amper soos 'n EU hier gehad. Trouwens, ek dink daai hele, ek het nou nie na die presiese syfers gekyk nie, maar ek sou sê, daai stuk aarde is seker omtrent so groot soos die huidige EU. En ons het dit alles beheer, en toe as gevolg van al hierdie terreur en propaganda, wat ek terprop noem, en natuurlik die hopelose politici van die Nasionale Party, veral natuurlik EW de Klerk, het ons dit alles verloor. Ons is nou soort van, ons flipbuis praat van, jy weet, ons is wat eerste klas belastingbetalers, maar tweede klas burgers. En ons word eintlik derde rangs behandel deur hierdie bewind. Maar as ons nou praat van Europa, jy weet, ek het dit miskien al genoem, ek het daarso in 2009, net so op die vooraand van die Wêreldsokkerbeker, het ek so 'n klein briefie geskryf op Litny destyds, waarin ek gesê het, ek het 'n Duitse joernalis het na my toe gekom, en ek weet nie waar hy my naam en die ander gekry nie, seker maar op die internet of iewers. En hy het met my kom gesels oor Suid-Afrika, want hy was besig om 'n boek oor Suid-Afrika in Duits te skryf. En toe gesels ons 'n bietjie, sê, man, weet jy, as ek na julle probleme luister, dan sal ek nie, sê nou maar, emigreer daar na Mecklenburg voor Pommeré toe, daar so in die noordooste van Duitsland. Dis daai land, soos hulle dit noem, in Duitsland.
waar ek dink die hoofstad is Rostock, en daar's 'n ander plek, Schwerin, met 'n baie mooi kasteel daar. Daar's maar iets soos 1,7 miljoen mense daar, en daar's pragtige woude, en al sulke goed, en die plek loop eintlik leeg, want daar's nie veel ekonomiese aktiwiteit nie. En hy sê vir my, jy weet, hoekom gaan koloniseer julle nie daai stuk aarde daar nie? En ek skryf dit toe, so 'n kort briefie daar op Litnet, en mense het my van heinde en verre van reg oor die hele land. Ek het ook gesê, miskien moet ons almal net op 'n skip klim, en ons betaal elkeen R5,000, en ons gaan Mecklenburg voor Pommerou toe. En mense van oor die hele land het my begin kontak, jy weet, my e-pos gestuur en gesê, wanneer kan ek op die skip klim? Nou, ja, kyk hier Europa, daar's baie plekke daar, maar die ding is, ek dink ons is gekoppel min of meer aan Nederland en Vlaanderen, vanweë ons taal en geskiedenis en alles. En ja, en ons kom ook baie goed klaar met hulle, veral die Vlaminge, alhoewel hulle nou katholieke is. Kyk, ons godsdienst en Calvinisme kom niet so uit Nederland uit natuurlijk. Maar die Hollanders, kyk, klomp van hulle vandag is atheïste of wat ook al, so hulle is nie vreeslik godsdienstig meer nie. Maar daar is nog so 'n strook daar in Nederland waar mense nog kerk toe gaan, maar die res van hulle gaan nie vreeslik kerk toe nie. En dus, alhoewel ons nou teologies van Nederland afstam, dink ek, is ons 'n bietjie in temperament miskien, of nee, temperament is ons miskien nog nader aan die Nederlanders, maar die Vlaminge is ons verskriklik goed gesind wat daar in België woon, en wat ook hulle eie dialekte praat, en natuurlik standaard Nederlands, hulle Nederlands se uitspraak is bietjie nader aan Afrikaanse uitspraak, dink ek, en ek dink ons verstaan mekaar makliker miskien as die Nederlanders, alhoewel dis nie moeilik om van Nederlanders en Afrikaners om mekaar te verstaan nie. En daar is al hele sweterjoel Afrikaners in Nederland, want Nederland skep baie werk, en ja, daar is 'n klomp van ons jong mense wat so toe gegaan het, en ingenieurs, en rekenmeesters, en wat ook al. Maar ek het een keer, ek wil net 'n ander storie miskien vertel, ek het een keer, 'n tyd gelede, eintlik jare gelede ook, daar so, was ek iewers in Nederland gewees, en toe, het ek met iemand gesels, wat, jy weet, nogal baie ook van die ou geskiedenis weet, van die oorlog met Frankryk en wat ook al. En het ons ook oor Frans-Vlaanderen gepraat. Dit is so 'n area wat net so aan België grens. Dit lyk so. En dis nou Frankryk, dis deel van Frankryk vandag. Maar dit was eintlik, ek dink voor Lodewijk die 14de of iemand het dit verower van die Nederlande. En nou, en hierso is aan die linkerkant so 'n kaart van 1874 wat getoon het dat dit eintlik eentalig Nederlands was. En net hieronder waar die donkerblou deel is, was dit Frans gewees. Maar nou vandag, hier is nou 'n ander kaart van 1972, en vandag toon dit dat, jy weet daar's nog 'n bietjie Nederlands daaroor, maar daar's geen eentalig Nederlands meer nie, en dan verder is daar groot stukke wat eentalig Frans is. Maar, jy weet, enige iets is moontlik, as ons sê nou maar, spul Afrikaners is Europa te gaan, ons kan daai plek ook gaan koloniseer en weer vir Nederlands, daai deel van Frankryk daar. Want jy kan ons met die EU-paspoort kan enige plek bly, en jy weet, enige land waar jy wil, enige van die 28 lande, en ons kan hele kolonies daar vestig, en jy weet, ons eie ding doen daar. En ek dink nie, mense gaan ons so verskriklik daar, jy weet, daar is nie al hierdie wetgewing wat die ANC het nie, en waarmee hulle jou aan mekaar pla nie. Maar die heel belangrikste vir my op die oomblik is nie soseer dat ons dadelik moet vertrek nie, soos ek sê, daar gaan moontlik 'n kernoorlog in Europa uitbreek, maar dat ons meer beweeglik moet raak, dat ons meer ekonomiese geleenthede vir onsself moet skep, deur meer kontak met Europa en natuurlik die VSA, maar ek dink ons is in dieselfde
tydsone as Europa. En jy weet 'n land soos Nederland is 'n baie ryk land. Die gemiddelde inkomste in Nederland is presies dieselfde as die gemiddelde inkomste in die FSA. En daar's oral in Nederland is al op die winkelvensters leuke baan, jy weet, leuke baan, hier's 'n lekker werk vir jou. En natuurlik, klomp van ons mense kan ook daar studeer, jy weet, van ons kinders wat nou hierso by die universiteit waarteen hulle diskrimineer of wat ook al, hulle kan ook daar studeer met beurse van Nederland. En ek dink ons moet deel word ook van die hele soort beweging wat daar tans in Europa aan die gang is en wat aansluit by die Trump-beweging in die VSA. En dit is ek dink nie ons moet al ons eiers in een mandjie sit nie. Want in 94, dit is net die 94 revolusie, ons het al ons eiers in een mandjie gesit met hierdie sogenaamde grondwet. En vandag sit daar 'n klomp boerehaters, in hierdie artikel van my in Netwerk 24 noem ek dit die boerehaathof of iets, sit daar 'n klomp regters daar wat absoluut vervul is met wrevel en haat teenoor die Afrikaner, en hulle interpreteer daar die grondwet. En soos daai een verskriklike Engelse vrou, Raylene Keatley, wat trouwens daai uitspraak gelewer het dat Kiele Boer deel is van Malema se identiteit en daarom mag hy dit sing net waar hy wil. Sy het op 'n ander keer gesê dat sy kan 'n wet interpreteer soos sy wil. Sy kan homself selfs die teenoorgestelde laat sê as wat daar staan op papier. Daar's nie 'n vaste betekenis aan enige wet nie. En ek dink dis die soort houding waar jy weet, by Constitutional Hill daar in Brankfontein geld. Hulle kan die grondwet interpreteer soos hulle wil. Al staan daar, jy mag nie diskrimineer nie, jy mag nie eintlik diskrimineer en so meer. Dus, jy weet, ons het al ons eiers op een mandjie gesit met 'n grondwet wat eintlik nie die papierwerk is waarop dit gedruk is nie. En ons moet ander planne begin maak en meer ruimte vir onsself skep. Jy weet, meer beweegruimte. Ons moet kan beweeg en ons moet kan vriende maak en bande smee en sodoende gaan ons onsself weer kan herbou. En miskien gaan ons weer eendag ons eie ryk hê, soos wat ons gehad het. Trouwens, also in België en Nederland praat hulle nog steeds van die ryk as die Rykswacht. Ek dink in België is die Rykswacht die polisie, of wat noem hulle, daar's 'n ding, iets van 'n marechaussee, maar ek dink dis miskien in Nederland. Maar in Nederland is jy weet die Ryks dit en die Rykstad, daar's hulle gebruik ook hierdie term ryk die hele tyd. En ons het hier begin in 1652 as lede van die VOC en van die Nederlandse Ryk. En titels agterna, ons het onafhanklik geword en wat ook al, en ons het ons eie rykie gehad. Maar nou vandag het ons niks. Ons het, jy weet, so 'n paar enclaves en veiligheidsbuurte in Oranje en Kleinfontein en is 'n bietjie dit of dat hier, jy weet, daar's nou Afrikaanse kampusse wat gebou word en so meer, wat alles goed en wel is, maar ek dink ons moet langtermyn sekerheid begin kry. Ek noem dit ook daar in die petisie wat ek dink, maar teken gerus die petisie hieronder, ek sê die skakel hieronder, en dan volgende keer, dan sit ons die gesprek voort, want hier is nou 'n gesprek aan die gang, en kom ons kyk waar dit alles gaan eindig. Tot volgende keer, tot ziens.